Goeiedag geliefdes, ons gaan voort om na die Efesiërs Essentbrief te luister en ons het die voorreg om nou te lees uit Efesiërs 5 vanaf verse 6 tot 20. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Handelinge hoofstuk 2 lees ons hoe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is. Daar was die geluid van 'n kragtige stormwind wat die hele huis gevul het waar die gelowiges bymekaar was. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat sodat al die mense wat in Jerusalem bymekaar was, elkeen in sy eie taal gehoor het van die groot dinge wat God gedoen het. Toe die mense in Jerusalem die geluid hoor en hoor hoe daar in elkeen se taal gepraat word, was hulle baie verbaas. Party het vir mekaar gesê, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Omdat hulle nie verstaan het wat gebeur nie, het party gespot en gesê, hulle is dronk. Dit is opvallend dat Paulus ook van dronkenskap praat, wanneer hy hier in Efesiërs 5 oor vervulling met die Heilige Gees praat. Daar is 'n groot teenstelling tussen iemand wat met wyn bedwelm is en iemand wat met die Gees vervul word. Of anders gestel, daar is groot verskille tussen iemand wat dronk is en iemand wat met die Heilige Gees vervul word. En Paulus gebruik hierdie verskille om 'n geesvervulde lewe te beskryf. Om met die Heilige Gees vervul te word, beteken om al hoe meer gehoorsaam te wees aan hom en al hoe minder sy werk in jou lewe te staan. Jy moet al hoe meer deur die Heilige Gees gelei word. Iemand wat met die Heilige Gees vervul word, lyk dus heeltemal anders as iemand wat vol wyn is. In hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, lees ons 3 kenmerke van 'n geesvervulde lewe. Eerstens, 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van selfbeheersing. Tweedens, 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van wysheid. En derdens, 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van blydskap. Kom ons kyk nou wat dit beteken wanneer ons sê 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van selfbeheersing. Ons lees in vers 18 dat losbandigheid ontstaan wanneer mense bedwelm is met wyn. Anders gestel, dronkenskap lei tot losbandigheid. Die woord losbandigheid beteken om buite beheer te wees. Dit is om jou tyd en energie te mors. Dit is om so te lewe dat jy niks bereik nie. In Lukas 15 kry ons die gelykenis van die verlore seun. Daar word die woord losbandig ook gebruik. Ons lees dat die jongste seun sy geld verkoos het deur losbandig te lewe. Sy hele lewe was onbeheerbaar en nutteloos. Dit is wat gebeur wanneer iemand bedwelm is met wyn.
Maar iemand wie met die Heilige Gees vervul is beskaafd, nugter en selfbeheerst. Met ander woorde, iemand wat deur die Heilige Gees gelei word, beheer sy liggaam en hy gebruik sy tyd en energie op die regte manier. Dink aan 'n goeie atleet wat 800 meter hardloop. Hy is heeltyd in beheer van sy liggaam. Hy weet presies hoe om weg te spring, wanneer hy sy pas moet hou en wanneer hy vinniger moet begin hardloop. Dit is hoe 'n geesvervulde mens leef. Sommige mense dink dat jy buite beheer raak en dat jy allerlei snaakse dinge begin doen wanneer jy met die Heilige Gees vervul word. Jy sal byvoorbeeld op die grond val en ruk en onverstaanbare dinge sê en doen. Nee, dit is alles wat dronkenskap doen. Wanneer jy deur die Heilige Gees gelei word, is jou dade onder beheer, jou woorde is onder beheer en jou emosies is onder beheer. Wanneer ons met selfbeheersing leef, kan ons teen ons sondige begeertes stry en dit oorwin. Wat is ons sondige begeertes? Ons sondige begeertes is daardie deel binne ons wat doen wat ek wil en nie wat God wil hê nie. Dit is daardie deel in my wat wil doen wat vir my goed en lekker is en nie wat die Here sê nie. Hierdie sondige begeertes kan maklik buite beheer raak. Maar wanneer ons met die Heilige Gees vervul word, gee hy aan ons die selfbeheersing om teen hierdie sondige begeertes te stry en om soos kinders van God te leef. In Efesiërs 5 word die vrug van die Gees beskryf en dan lees ons dat selfbeheersing deel is van die vrug van die Gees. En in 1 Petrus 4 vers 7 lees ons, die einde van alle dinge is op hande, daarom moet julle selfbeheerst en nugter wees met die oog op gebed. Met die uitstorting van die Heilige Gees was die gelowiges ook selfbeheerst en nugter. Ja, die Heilige Gees het hulle in staat gestel om in verskillende tale te praat, maar dit was nie 'n deurmekaar situasie nie. Daar was 'n spesifieke doel daarmee. Dit was sodat elkeen wat in Jerusalem was, in sy eie taal kon hoor van die groot dinge wat God gedoen het. Die gelowiges het dus duidelik in verskillende tale oor Jesus se verlossingswerk gepraat, sodat almal geweet het waaroor dit gaan. 'n Geesvervulde lewe is dus 'n lewe van selfbeheersing. In die volgende 2 oordenkings gaan ons kyk wat dit beteken as ons sê 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van wysheid en 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van blydskap. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir alles wat U vir ons gee. Ons dankie vir gesondheid, vir lewenskrag en lewensmiddele. Ons dankie vir U verlossing en die voorreg om U kinders te mag wees. Leer ons en lei ons met die Heilige Gees, sodat ons soos U kinders sal leef. Dat ons met selfbeheersing sal leef. Ons doen voorbidding vir ons onderwysers en skooliere. Ons vra dat U ons onderwysers sal seën, ook in die opvoedingstaak wat hulle het, en ons skooliere dat hulle ook so sal groei, dat hulle sal weet hoe om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Ons bid vir ons gesinne, seën ons kinders in ons huisgesinne, seën ons huwelike, dat ons ook daarin 'n voorbeeld vir die wêreld sal wees. Ons doen voorbidding vir ons regering, seën hulle ook in die besluite wat hulle neem, dat hulle taak sal uitvoer, soos U dit wil hê, en dat daar ook wet en orde in ons land sal wees. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.